Goeiemôre Lofwoord familie, dis vir my 'n voorreg vanoggend om saam met julle te kuier in julle huis, in julle plek wat julle julle eie noem. Gewoonlik is julle saam met ons in ons huis, maar vanoggend kuier ons saam met julle en ek het die voorreg om God se woord met julle te deel. Voor ons begin, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons net vanoggend na U toe kan kom, Here, dat ons na U toe kan draai, dat ons onsself, ons bekommernisse, wie ons is, alles net by U voete kan kom neerlê en kan kom weet, Here, dat U God is, dat U heilig is, Here, dat ons die object van U affection is, dat U ons ken, dat U ons wil ken, dat U ons gekies het, Here. Maak nie saak waar ons is, maak nie saak waar ons was nie, Here, U kies ons nog steeds. En vanoggend, Here, in selfs hierdie tyd van Kersfees, Here, wat ons weet Jesus gekom het aarde toe, Here, kies ons, Here, en maak ons die keuse om nader aan U te kom. Die Bybel sê, Here, dat wanneer ons 1 tree gee, dan gee U 2 tree, Here. Vanoggend kom ons om in U teenwoordigheid, Here, te kom. Ons vra dat U woord met ons sal praat, dat U Gees hard en duidelik met ons sal praat, Here, en dat ons sal weet wat U sê. Here, ek ervaar in my hart, daar is soveel mense wat net sê, Here, gee my net 'n woord. Here, gee my net iets, gee my net rigting, Here. Die Bybel sê, the footsteps of a righteous man are ordered of the Lord. Vandag vra ek, Here, dat soos wat ons by U voete sit, Here, soos wat ons U woord oopmaak, Here, dat U ons hart en ons gedagtes sal rig, dat U ons voete sal rigting gee, Here, en dat soos wat U gekom het na ons toe, Here, ons ook sal weet wat om te doen om nader aan U te beweeg vanoggend. Dit is my gebed, Here, dat U woord sal praat, hard en duidelik. Dat ek so stil wees, sodat U, Here, kan doen wat U wil doen. In Jesus se naam bid ek dit vanoggend. Amen. En amen. Nou vanoggend mense, toe met die Here praat, het ek soveel goed in my hart, en ons 4 woorde wat in my gedagtes opgekom het, 4 woorde, en ek bid, en miskien gaan dit nie nou sin maak soos wat ons begin nie, maar ek bid dat soos wat ons aangaan, daai woorde vir jou net ingeprent sal wees in jou hart, en laat daai woorde vir jou sal rigting gee, en dat jy sal weet wat God op hierdie oomblik vir jou sê om te doen. 4 woorde, soos wat ek net vanoggend met die Here gepraat het, was dit. Hy het gesê, kom, staan, stil, wag. Kom, staan, stil, wag. Nou in die boek van Jesaja, die 30ste hoofstuk, sê dit, hy sê, in returning and rest, you shall be saved. En dan gaan hy verder, hy sê, in quietness and confidence, you shall receive strength. Ek is so bewus, mense, dat vanoggend baie van ons rus kort, en in hierdie tyd, en hierdie jaar, en die tyd van die jaar wat ons is, praat ons almal van rus. Ons praat van 'n jaar wat lank was, ons praat van 'n jaar wat moeilik was, ons praat van 'n jaar wat challenging was, wat vrae gevra het waarvoor ons nie antwoorde het nie, mense. In returning and rest. Ons is op vakansie want ons wil rus. Ek het mense gehoor om te sê, na hierdie en hierdie datum sal ek nie hier wees nie, ons maak ons deure toe, nou gaan ons rus. Maar ek wil jou vertel van 'n ander tipe rus, want die rus wat hier in Jesaja van gepraat word, is nie net 'n rus soos wat ons op vakansie gaan om te rus nie. Dit is nie die tipe rus wat ons van praat om te sê, ons het 'n bonus gekry, ons kan ietsie ekstra doen, ons kan iets geniet wat ons nie gewoonlik geniet nie. Hierdie rus is 'n, ek wil die Engelse woord gebruik, hy sê 'n state of mind. Dis 'n rus wat alle verstand, 'n vrede en 'n rus wat alle verstand te bowe gaan. 'n Rus wat nie gekoppel word aan waar ons onsself bevind of hoe ons fisies voel nie, maar 'n rus wat gekoppel is aan die feit dat ons teruggedraai het na wie hy is. Hy sê, in returning and rest. Om terug te draai na God toe en te rus. Maar ek wil vir jou sê, hierdie rus wat hy van praat, is die produk van 'n terugdraai na God toe. Hier is 'n seisoen wat ons weet, Jesus gekom het vir ons, na ons toe gekom het, maar hierdie is ook 'n seisoen wat ons weer opnuut moet besef. Ons is miskien so rusteloos, want in ons hart baie keer het ons areas in ons lewens wat ons weggedraai het van hom af. Partykeer voel ons so naby aan hom, maar ons vergeet hoe ver ons werklik is.
Dis tyd vanoggend om terug te draai. Jesus het gekom, dis tyd vir ons om te kom. Jesus het opgedaag, dis tyd vir ons om op te daag. Hy sê, in returning and rest. Miskien sê jy vanoggend vir my, ek is 'n kerkmens, wat bedoel jy om terug te kom na God toe? Ek wil jou vanoggend challenge, daar's gedeeltes, daar's goed in jou lewe, ek praat nie noodwendig van sonde nie, maar daar's soveel goed in jou lewe, wat God beloftes oor het, sekere goed in jou lewe, wat God oor gepraat het, en wat jy in jou hart weet, wat God van jou verwag, en wat miskien nie is, waar dit moet wees nie. Ons hardloop na rus toe, maar ons vergeet om terug te kom, en dit is in die terugkom, dat ons sal rus kry. Dit is in die terugkom, dat ons sal vrede kry. Miskien is daar 'n onstuimigheid in jou hart en jy sê, maar ek ken die Here en ek is hier. Luister, dis in die terugkom. Vergeet van om te wil rus. Dis in die terugkom na wie hy is toe wat jy rus sal vind. En wat dit nie sal wees as gevolg van die omstandighede of miskien iets wat goed gegaan het of gewerk het nie, maar dat dit sal wees ten spyte van en as gevolg van wie hy is. Ek dink aan Jesus wat in die middel van 'n storm is, mense. Hy en sy disippels is op 'n skei. Jesus slaap in die middel van 'n storm. Hy is in the state of rest. Hy het gerus fisies, ja, hy het geslaap, maar ek glo om te kan slaap in daai omstandighede, moet jy in the state of rest wees. Dit moet 'n algemene ding wees. Dit is nie iets wat bepaal word deur omstandighede nie. En die disippels sê, Jesus, hoe is dit? Ons is besig om te vergaan en jy slaap. Hoe is dit dat gee jy dan nie om nie? En miskien voel party mense vandag so, maar ek vra vir jou vandag. Ek pleit by jou vandag. Kom ons draai in hierdie seisoen terug na wie Jesus is. Kom ons kom gee onsself weer opnuut. Dis my keuse vandag. Ek praat nie met jou, maak nie saak waar jy is, ek praat nie met jou as jouself nie. Vanoggend toe ek bid, sê ek, Here, dis maklik om hierdie goed te sê, maar help vir my om hierdie goed deel van my lewe te hê. Dan gaan Jesaja 30 verder, hy sê, in quietness and confidence. Wanneer ons rus vind in wie hy is die enigste plek waar ons kan vrede vind en kan stil wees. Ons hoef niks te sê om iets te bewys nie. Ons kan stil wees want hy het klaar gepraat, mense. Wanneer ons onsself in sy teenwoordigheid bevind, sy rus deel raak van ons lewe en hy het klaar gepraat, hoef ons niks daarby te voeg nie. Ons kan rustig wees, ons kan rustigheid hê en ek voel, baie mense in hierdie tyd voel, ek soek net 'n bietjie stilte. Ek soek net daai tyd alleen. Mense, jy het nie die tyd alleen nodig nie, jy het die tyd alleen saam met hom nodig. Moenie jouself onttrek nie, maar skakel jouself in en kom terug. Ons wil rus en ons het 'n idee van wat ons moet doen om af te skakel. As ek 2 weke op vakansie was, dan het ek gerus. Jy het gerus, maar jy het nie noodwendig die rus van die Here nie. Quietness and confidence. Daar is 'n confidence, 'n vertroue wat die Here in jou hart wil plaas. Ten spyte van omstandighede. Hy wil sien dat jy kan slaap in die middel van die storm. Hy wil sien dat jy kan stil bly wanneer mense teenpraat wat hy gesê het, want jy weet hy het klaar gepraat omdat jy by hom was. God roep ons in hierdie oomblik na 'n tyd van rus, van stilte, maar ook van confidence. Unmovable, unshakable, unstoppable. Hy sê, hoe kom jy by hierdie 4 punte wat jy aan die begin gegee het, Roan? Kom, staan, stil, wag. Bybel sê, kom na my toe. En dis presies wat Jesaja 30 sê. Kom terug na my toe, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal jou rus gee. Die probleem is, mense, dat ons rus soek, maar ons kom nie terug nie. Ons wil vrede hê, maar ons kom nie terug nie. Die tweede ene staan. Moses en die Israeliete kom by die Rooi See. Weermag is agter hulle, Rooi See is voor hulle. Nêrens omheen te gaan nie. Soos wat baie van ons in hierdie oomblik staan. En ons sê, Here, ons voel omsingel. Ons weet nie eens waar om te gaan nie. Ons het nie antwoorde nie, Here. Sê Moses vir die Israeliete, hy sê, staan stil
en sien die verlossing van die Here. En dis wat ek vanoggend oor jou lewe wil sê. Staan stil. Maar jy het nie die quietness in jou hart, die rus in jou hart, die confidence in jou gees om te staan as jy nie eers gekom het nie. God is besig om ons te roep om terug te kom, want hy wil ons daai rus gee. Baie van ons rus nie, want ons wil dit uitwerk. Luister mooi. Staan stil en sien die verlossing van die Here. Hoeveel van ons het onsself al uit die verlossing van die Here uitgewerk? Hoeveel van ons het onsself al uit die verlossing van die Here uitgeloop? Maar ons het nie confidence om te staan as ons nie eers teruggekeer het na hom toe nie. Hy roep ons terug na hom toe. So nommer 1 was wat? Nommer 1 was kom. Nommer 2 was staan. Nommer 3 was stil. Bybel sê wees stil en weet. Almal van ons wil weet dat hy God is. Maar baie van ons wil nie stil word nie. As ons nie stil word nie, kan ons nie weet nie. Dis wat daai Bybelvers sê. Hy sê, ons praat onsself uit die wete uit dat God God is. Ons mond praat ons uit dit wat God wil hê ons moet hê. Wat God wil hê ons moet wees. Kom, staan, stil, en dan sê hy, die wat wag op die Here, kry nuwe krag. Om te kan wag moet ons confidence hê, en om confidence te hê moet ons stil word. Om stil te wees, mense, moes ons gerus het, en ons kan net rus as ons by God was. Vanoggend wil ek oor jou lewe hierdie seën spreek, en hier is 4 goed wat God vir my vanoggend gesê het. Daai 4 woorde, en dis wat ek oor jou lewe wil profeteer vanoggend. Wil spreek oor jou lewe vanoggend. Die wysheid om te kom. Nommer 1, die wysheid om te kom. Die keuse en die besluit om te kom. Die keuse om te draai en te sê, Here, want elkeen van hierdie werkwoorde wat ek nou vir julle gee, is daar net een van dit wat ons self kan doen, en dit is om te kom. Die res is staan stil, die res is bly stil, die res is wag op die Here, want hy is God. Maar is ons keuse om te kom. Die wysheid om te kom. Die tweede een was om te staan, mense. En ons het courage nodig om te staan. Ons het die moed nodig om te kan staan. Party van julle voel, julle weet nie hoe julle die moed by mekaar gaan kry om net uit die bed uit te kom nie. Ek profeteer oor jou lewe dat jy die krag sal hê om te staan as jy die besluit gemaak het om terug te kom na God toe. Om te kan staan ten spyte van, Here, die Israeliete is op my, die see is voor my, daar is nêrens anders om te gaan nie. Ek profeteer oor jou lewe, dat jy sal kan staande bly, ten spyte van. Dat jy sal kan slaap, terwyl die storm woed. Die derde een is om stil te wees. En die Here het vir my gesê, ek moet oor julle lewe profeteer, 'n dissipline om stil te bly. Die feit dat jy iets het om te sê, beteken nie jy moet praat nie. Daai conference kom van die Here het klaar gepraat. Maak nie saak wat mense sê nie, as God gesê het, dan sal dit so wees. 'n Dissipline om stil te wees, 'n dissipline om te kan staan, 'n courage om te kan weet hy sal opdaag, 'n wysheid om terug te kom, mense, en dan die geduld om te wag. Die geduld om te wag. Dis wat ek vir julle bid hierdie seisoen, mense. Dis wat ek vir julle bid. Vader, dankie dat ek net vir my familie kan bid, my vriende kan bid. Waar hulle is, in hulle huis, in hulle kombuis, in hulle leefareas, of hulle in Suid-Afrika is, of enige ander plek is, Here. Dankie dat ons die vermoë het om vanoggend met hulle te connect, Here. Dankie dat daar geen limitations, geen beperkings is op u gees nie, Here. Dat u gees deur niks gestop word nie. Maar dat u gees en die woord hard en duidelik met ons sal praat, Here, om in hierdie oomblik die keuse te maak, die wysheid te hê om terug te kom, Here. En wanneer ons dit gedoen het om daai moed te hê om op te staan, want u is tog by ons, Here. U het ons nog nooit gelos nie, en as u ons nog nooit gelos het nie, hoekom sal u nou? En dan, Here, die dissipline om stil te wees, want in die stilte sal u God wees. Die laaste een, Here, dat soos wat ons op u wag,
in stilte, in 'n staande posisie reg om te beweeg, Here, dat ons geduld sal weet, U was nog nooit te laat nie. Vir ons het dit so gevoel, Here. Vir ons het dit miskien gevoel dat U nie verstaan nie, U weet nie, U is te laat, daar's goed wat U nie van ons ken nie, Here, maar U weet alles. En vanoggend in hierdie tyd gee ons daai alles vir U, Here. Ons kom sit dit by U voete neer en ons kom terug, Here. Ek maak die keuse om terug te kom. Sê, Here, alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek hoop om te wees, behoort aan U, Here. Here, dankie dat ek oor elke huisgesin U vrede kan profeteer oor hierdie tyd. U voorsiening kan profeteer oor hierdie tyd, Here. U deurbraak kan profeteer oor hierdie tyd, Here. U voorsiening kan profeteer, Here. Dankie dat ek kan oor hulle lewens sê, Here, dat wanneer hulle omsingel voel, Here, hulle sal weet, Here, dat U hulle omsingel. Dat wanneer hulle voel daar is geen ander weg nie, dat hulle sal weet U is die weg. Dankie, Here, dat daar hoop is. Maar daai hoop begin by ons besluit en ons keuse, Here. Dis wat in Jesaja staan, het sê, Thus is the Lord God of Israel, the Holy One, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence you shall receive strength. Dis wat ek oor my vriende, U mense, reg oor die wêreld profeteer en vir U dankie sê, vir U woord, vir die naprediking van die woord, Here, en vir die uitvloeisel van dit wat U begin het. In Jesus se naam. Amen en amen.